Luister, hartlik goeiemôre en baie welkom hier by die uitsendings, hierdie Kersdag uitsending, regstreekse uitsending hier vanuit die Kompas familiegemeente. En lekker om met jou te kuier. Vertrou ek die Here is goed vir jou daar waar jy is op vakansie en dis meer. Ek wil sommer net die Here vertrou ook dat jy in hierdie tyd saam met familie en vriende heerlik saam kuier. En terwyl ons wag vir mense om nog op te kom op hierdie skakel, jy moet sommer net sê waarvan af jy ingeskakel is en van waar af jy saam kyk. Is altyd lekker om te weet wie is almal saam met ons. Intussen tyd gaan ek solank net die skakel wat ek hier het, ook sommer net daar op my persoonlike blad net deel. Dan is ek nou seker ons kry almal om daarso. Luister hartlik goed. Ons is jammer vir die dubbel stemme daar, maar goed, dit is nou uitgesorteer. Ja, lekker om saam met jou te kan kuier. Man, dis regtig 'n voorreg en vertrou daarom almal wat deel is van jou geselskap daar in die familie, saam onder een dak, en dis lekker as jou kinders nog so onder een kombers kan toemaak. Ek besef ook net, hierdie tyd, is 'n tyd wat regtig spesiaal is vir soveel mense, maar dis ook 'n hartseer tyd, vir hulle wat nie hierdie Kersdag saam met ons kan wees, of by ons kan wees nie. En vir daarvoor het ons ook baie genade, en ek dink ook aan julle vanoggend, aan daai gesinne, wat regtig dink aan iemand wat spesiaal is, en wat nou hierdie dag saam met Jesus is. So, terwyl ons besig is om so aanlyn te kom, wil ek sommer net jou instem en instig en instel vir die werking wat die Heilige Gees kan doen in ons midde, en ek wil sommer net saam met jou vra dat jy my sal join in gebed. Kom ons bid saam. Almagtige Here en Hemelse Vader, ek kom dink sommer net vanoggend aan families, gesinne, wat reg oor Suid-Afrika bymekaar kom om een doel, dis om iets nie te maak wat die wêreld kom steel het, waar ons nie 'n spesifieke dag het, wat ons vir U kan afsonder vat. U geboorte bevestig in ons harte nie, het ons hierdie dag gaan claim om dit dan nou as die dag van die geboorte te vier. Here, ons is so bewus dat U 'n God is wat met ons is en sal wees totdat U weer kom. So Vader, ek dink net in vandag se tyd rondom familie, vure en tafels, waar ook al die mense hulle self vind, kom wees ook die Here in hulle midde. Die naby, die vrede, die wonderbare koning, soos wat ons hier nou al oor jare leer geken het. En Vader, dankie vir die genade wat U ook in ons midde kom uitstort, wanneer U teenwoordig raak en vaardig raak oor ons. En wanneer ons besef dat ons besig iets ver groter as wat ons mee kan droom, dink of doen. Besef ons net weer, die feit dat ons hier kan saam wees is nie 'n gegewe nie, maar 'n genade. En ons kom sê dankie vir U in daardie opsig, in Jesus naam, amen. Luister hier oor Kersfees. Ja, hy luister gou, ek sien na so Frida hulle en Ruben Venter, die Venter familie kyk saam, en die Van Sails, en ek verstaan die Du Plessis kyk ook saam, en heel wat mense aanlyn. Dankie ook dat jy hierdie boodskap gaan deel, soos die dag nou daarna uitsien, maar jy weet, ek het gaan kyk na die Kersboodskap net weer opnuut, en vir my rondom die Kersboodskap is daar regtig 7 wonderwerke, wat uitstaan vir my in hierdie gedeelte, en ek het dit probeer terugbring na my eie lewe toe, sodat ek jou kan bemoedig daarmee, sodat ek jou kan versterk met dit wat die Here kom doen het in daardie tyd in hulle midde. So Kersfees is nie net die herdenking van 'n geboortedag nie, dis 'n bonatuurlike ingryping van God binne in die geskiedenis. As jy nou gaan kyk na 2 interessante Griekse woorde, dan sou jy ook gaan kyk hoe genade Kairos op 'n spesifieke oomblik inbreuk gemaak het in Kronos, soos wat ons nou ken, kalendertyd, en hoe die Here kom inbreek het na 400 jaar intertestamentêre stilte wat daar was tussen Maleagi en Matteus, kom gryp die Here in en kom dwinge verandering af, so in die stilligheid in 'n krib in Bethlehem. En die Kersverhaal is deurdrenk met wonderwerke, as ou net gaan soek en kyk na dit, hoe my en jou lewe ook maar, hierdie jaar, al wil jy dit graag verbygehaal het so gou as moontlik in hierdie laaste stuk veral, nee, wil jy so graag jy weet, net verbygesien het, is daar ongelooflike wonderwerke, of godlooflike wonderwerke, waarmee die Here besig is in ons midde. En so was dit ook in daardie tyd gewees, en hierdie goed is geloof versterkend, en ek wil sommer begin met die eerste een. Kom ons begin by die begin, en sê vir mekaar,
Die heel eerste wonderwerk, en daar 7, ek hoop ek gaan by hulle almal kan uitkom, is die wonderwerk van die maagdelike geboorte. Nou in die Bybel staan dit opgeteken in Lukas 1 vers 30 tot 35, en ek gaan so 'n parafrase vir jou uithaal en sê dat Jesus dan nou deur die engel vir Maria sê, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Daardie woord in die Grieks is gnosko, wat eintlik beteken, dit beteken eintlik, jy weet, guns by God gevind, gnosko. Ekskuus nie, dit is charis wat beteken guns by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, en hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, want by God is geen ding onmoontlik nie, staan daar in die 53 vertaling. Nou hierdie eerste aankondiging op sigself, hierdie charis aankondiging, dat die guns van die Here op iemand kan rus, is 'n totale nuwe ding vir dit wat ons nou beleef, en wat ons ken as die Ou Testament, en dan nou hier in die Nuwe Testament, waar God hierdie vrou kom aanraak in die essensie, dat sy 'n seun gaan baar, en jy sal hoor ook haar repliek rondom hierdie ding is dat ek nog geen man geken het nie, die woord daar, die Griekse woord gnosko, wat dan afgelei word uit 'n Joodse frase, om iemand te beken, of intiem te wees met iemand. Sy sê, ek het nog nooit iemand beken nie, jy weet, dit is onmoontlik, ek was nog nie intiem met iemand gewees nie, en dan hoe sy verklaar dat dit, jy weet, vir ander mense kan hierdie dan, jy weet, totaal en al skeef uitdraai, maar Here, as u dan in hierdie prentjie is, as u in hierdie situasie is, kan u dit dan vir my so draai om dit moontlik te maak. So, wat Maria nie kon doen nie, het God kon doen bonatuurlik, en daarom begin ek by hierdie eerste wonderwerk, as die essensie van 'n wonderwerk. Want dis presies waar 'n wonderwerk gaan. Dit wat ek nie my eie krag en eie mag kan doen nie, dit het die Here kom doen. So die Heilige Gees het in die natuurlike orde ingebreek, kom ingryp, en hy het oor hierdie vrou gekom, en sy het toe nou 'n seun gebaar, en dan nou hierdie afwagting rondom die geboorte van Jesus. Nou die definisie van 'n wonderwerk, as jy nou saam met my sal stem, is dat dis nie 'n verbetering van menslike vermoë nie. Die essensie van 'n wonderwerk is juist dit. Dis die goddelike ingryping om juist te doen wat ek menslik onbekwaam is om te doen. En so is dit die Here se hart vir elkeen van ons vandag nog, sodat ons kan groei in die bonatuurlike, in die werk van die Here. So 'n wonderwerk vind plaas wanneer God se bonatuurlike inbreek in die natuurlike en doen vir 'n mens wat jy nie vir jouself kan doen nie. En hoe staan ek en jy nie in afwagting vir die wonderwerke van die Here nie? En dit kan van groot goed wees tot klein goedjies. Die genade wat ons vandag tot dag beleef, wanneer die Here ingryp, wanneer die hemel en aarde mekaar ontmoet. Nee, dit gebeur absoluut in hierdie skoot van 'n moeder, en ons ken haar nou as Maria. Die onsigbare word sigbaar in die skoot van 'n moeder. En die krag van menslike beperkings word oorskry, soveel so dat die Here sê, niks is met of by God onmoontlik nie. Dis 'n ander ding om te sê, maar goed, niks is vir God onmoontlik nie. Dit weet ek en jy tog, uit ons teologiese agtergrond besef ons, God is alle dinge moontlik, maar wat hierdie engel kom nou bekend maak hier tussen ons as gewone mense, en tussen Maria, is om te sê, maar weet jy wat, saam met God is niks onmoontlik nie. En ek hoop jy onthou dit so in jou agterkop. Hierdie engel se verklaring in Lukas 1:37, wat dan nou sê, want by God is geen ding onmoontlik nie. Nie niks is onmoontlik vir God nie. Ek wil weer herhaal om te sê, maar saam of by God is niks onmoontlik nie. Dit beteken, dis onmoontlik sonder God, maar met God is alles moontlik. Luister, en dis jou getuienis, nee? Jou getuienis is die dag toe die Here aangeneem het dit wat onmoontlik was aan die begin, nou moontlik geraak deur die genade en die krag en die bediening van Jesus Christus. En dis die praktiese toepassing in my en jou lewe vandag. Ons glo in wysheid, ons glo in beplanning en ons glo in rentmeesterskap, maar hierdie goed alleen kan nie vir ons voorsiening gee soos die bonatuurlike wat God doen deur hierdie kragtige werking van sy Heilige Gees in ons midde nie. Die lewe bring ons almal by plekke waar partykeer wysheid nie genoeg is nie, nê? Of waar beplanning tekort skiet, of waar ek selfs dom besluite gemaak het en my rentmeesterskap tekort geskiet het. En dan kom daar oomblikke waar jy moet sê, Here, hierdie is nou buite my vermoë.
kom gryp in ons midde en kom werk iets bonatuurlik in ons midde. En juist daar is dit waar God intree. Dis die eerste wonderwerk in hierdie gedeelte van Lukas, waar hy vertel van hierdie geboorte van Jesus, is 'n maagd wat swanger raak, en dis 'n kragtige geloofswaarheid wat ek ook vir jou in jou hart wil onderstreep, wat sê God wag dikwels tot ons eie vermoë uitgeput word. Hier sit jy dalk op hierdie 25 Desember 2025, so 'n palindroom, nee, wat jy weerskante toe lees hierdie datum dieselfde, 25/12/25, en dis 'n besonderse tyd, want die Here kom doen wat die Here kom doen, en hy is nie eintlik geïntimideerd deur jou onvermoë nie. Jy weet, dit is so asof Maria sê, maar dis nie moontlik nie, en dan sê die Here, met my saam met jou, is enigiets moontlik. So ek wil in samevatting net oor die eerste wonderwerk sê, wat onmoontlik is vir mense, is absoluut moontlik wanneer God betrokke raak. Dit dan die eerste wonderwerk. Die eerste een wat ons sien, is waar 'n maagd swanger raak. Die tweede wonderwerk wat ons in hierdie gedeelte lees, is iets wat ons nie meer vandag sien nie. Iets wat uitgesterf het half. En dit praat van die vervulling met die Heilige Gees. Ek wil so iets daaroor sê. Jy weet, hierdie gedeelte in Lukas 1:41 sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring. Dis nou Johannes die Doper. Toe Maria instap in die huis en sy sê, ek is swanger en ek gaan 'n kind verwag en ek moet hom Jesus noem, toe spring hierdie Johannes die Doper, hierdie baba, in haar moederskoot, spring hy op van opgewondenheid. En daar staan in hierdie gedeelte, gaan lees dit gerus in Lukas 1:41, en Elisabeth is gevul met die Heilige Gees. En dis presies wat gebeur met hierdie verkondiging van die feit dat Jesus kom en hy gaan opdaag nou oor 'n paar maande. Is die hele wêreld, weet daai gedeelte in Romeine wat sê, met die wêreld wag met reikhalsende, weet hierdie halse wat so uitreik om te sien waar is die seuns van God, presies dit. Die eerste seun van God word gebore en die wêreld besef hier's verandering op pad. So Elisabeth wat swanger is met Johannes, sy baba spring letterlik in haar moederskoot in afwagting vir dit wat God dan nou geboorte gaan skenk in die lewe van Maria, hierdie seun in hulle midde. So die Kersverhaal is vol van vervulling van die Heilige Gees. Ek wil so 'n paar voorbeelde vir jou noem. Sagaria word vervul met die Heilige Gees, né? Johannes se pa is, dan Elisabeth vervul met die Heilige Gees. Dan Johannes die Doper vervul met die Heilige Gees alreeds van sy moederskoot. Dis die enigste persoon wat ons weet wat gevul is met die Gees van God reeds in sy moederskoot. Dis baie interessant. Dan Maria, die Gees kom oor haar en sy word dan swanger en so kry sy dan nou die tyding dat sy dan nou 'n seun in die wêreld gaan bring. En dan Simeon en Anna, die Gees het oor hulle gekom en hulle het ook begin profeteer aangaande dit wat Jesus kom doen. So Jesus word nie bedien sonder die werking van die Heilige Gees nie. En dis hoe ek vir jou sê, jy moet regtig vandag baie versigtig wees dat jy nie net een gedeelte, net die woordgedeelte aan dit vasmaak nie. Daar moet ook die bediening van die Heilige Gees wees. En ek gaan dit nou mooi vir jou verduidelik, wanneer jy in 'n gemeente ook betrokke is, waar jy ook al in die land is dit belangrik dat dit tweeledig is. So, ek wil net iets sê oor die ou verbond en die nuwe verbond. Die ou verbond versus die nuwe verbond. In die ou verbond kom die Gees en dan gaan hy weer. Julle sal onthou toe Saul op 'n stadium met die Gees van God oor hom gekom, hy het gedoen wat hy moes doen en toe die Gees van God weer gegaan. Maar in die Nuwe Testament staan daar uitdruklik dat die Gees van die Here kom en hy bly, né? Johannes 1 vers 32 en 33 in die 53 vertaling staan daar, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. Hy praat nou van Jesus, né? En dan sê hy verder daar, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, op die een wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees ook sal doop. Dis belangrik dat daar bekering gebeur. Dit was Johannes se werk par excellence, maar daar's ook 'n vernuwing en 'n verdieping wat moet gebeur en 'n rigting vir verandering wat moet gebeur. Nee, en dit kan net die werk wees van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees in ons midde doen. So Jesus is die een op wie die Heilige Gees nie net gekom het nie, maar hy het op Jesus gebly, en dis die teken van die Messias en die belofte dat die Heilige Gees nou gekom het om ook in ons midde te bly. So ek wil iets graag duidelik maak. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is nie afhanklik van gevoelens nie. Nêrens staan dit in die Bybel nie. Nie dat ek nou eers 'n ding moet opwerk en opwek en 'n emosie of 'n gevoel moet kry nie. Nêrens nie. Dis nie sensasies of emosies of goosebumps, hoendervleisgoedjies nie. Maar dit is God se belofte. Die uitstorting van die Gees is 'n belofte van die Here,
wat sê ek gaan hom uitstort sodat hy kan bly. So of jy nou voel of nie voel nie, of jy dit ervaar of nie ervaar nie, die Heilige Gees is by jou en hy gaan nêrens heen nie. En dit is wat die ding so interessant maak, is dat jy die werking van die Gees in jou lewe kan bedroef as jy aanhou hardkoppig sonde doen en die redding wat hy tot jou verleen, nie aangryp in die seun van God nie. Met ander woorde, as jy die redding van sy seun Jesus nie aangryp nie. So die gedeelte sê so mooi, die werking van die Heilige Gees word so mooi beskryf in Johannes 16 vers 14. Daar staan, Jesus sê, en hy sal my verheerlik. Met ander woorde, die Heilige Gees sal van hom getuig wat Jesus is. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat myne is en dit aan julle verkondig. So die Heilige Gees beaam en beklemtoon Jesus. So die Heilige Gees se primêre taak is nie om homself te bevorder as hierdie alternatiewe persoon tot die drie-eenheid nie. Dit is nie die Heilige Gees se taak nie. Die Heilige Gees se taak is om Jesus te verheerlik. So waar die Heilige Gees reg werk in 'n gemeente in ons midde, dan staan Christus Jesus absoluut sentraal. Ek wil dit gou weer sê. Wanneer die bediening van die Heilige Gees akkuraat geïnterpreteer word en werk in 'n gemeente, dan sal jy altyd sien dat die seun van God opgelig word in daardie gemeente se midde. Nie die mens nie, nie 'n ervaring nie, nie 'n emosie nie, maar Christus self. Hoe gebeur dit? Nou vra iemand my in die week, luister, ek sukkel met my dit en dat en ek kry moeilikheid in my huwelik en ek verstaan nie lekker my kind nie en dis my besigheid. Jy weet, hoe werk dit? Hoe gaan die Here dit verander? En op daai stadium het ons nie altyd die regte of altyd wyse antwoorde nie. Maar al wat ek weet is wat ek weet in my eie lewe. Die Heilige Gees. My antwoord was baie duidelik. As hy vra en as Maria vra, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur dat ek swanger raak? Vra sy vir die engel, dan sê die engel, die Heilige Gees. Nou wil jy vir my vanoggend kom vra, hoe sal dit moontlik wees dat ek 2026 die hoof kan bied? Hoe gaan my besigheid dit oorleef? Dan wil ek vanoggend vir jou sê, die Heilige Gees. As jy na hom luister, hy gaan jou huwelik herstel. Hy gaan nie net dit doen nie, maar hy gaan ook jou liggaam genees. As jy luister na hierdie sagte influistering en ons praat van 'n nudge of 'n prompt, nee, wat die Heilige Gees doen, hy druk jou in 'n rigting en beaam sekere goed wat die Here al reeds in jou lewe gedoen het. Hy getuig van die woord wat al reeds in jou saad gevorm het en nou besig is om vrug te dra. Hy sê ook vir jou as jy moet wegbly van iets. So die Heilige Gees is die een wat die werk doen binne in ons. Hoe gaan jou kind gered word? Die Heilige Gees. Weet? Hoe gaan jy deur hierdie seisoen kom? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie iemand wat 'n vertoning maak nie, maar hy is hier om vir ons krag te gee. Onthou, hierdie bang disippels nadat Jesus gekruisig is angsbevange en moet nou hierdie evangelie boodskap gaan verkondig aan 'n volk, 'n heidense nasie wat nie gereed is om hom te ontvang nie en hulle is beangs en bevrees. En dan moet die Heilige Gees oor hulle vaardig raak om hulle vrymoedigheid te gee om te gaan praat sonder om te skroom of skaam te wees, sodat hulle God kan oplig in hulle midde, ten spyte van hoe hulle voel, bang, vrees en so meer. So Christendom is nie goeie mense wat probeer beter wees nie, maar dit is mense wat bonatuurlik bemagtig word deur die Heilige Gees wanneer hulle die woord van die Here gehoorsaam, in sy wil bly en gehoorsaam is aan hierdie hart. Ek het gepraat van die frekwensie van die hart wat ingestel is om te hoor wat die Here vir ons wil sê. So, hierdie gemeente wat die Kompas familiegemeente is nou ooit wonder wat is ons kernwaarhede. Dis regtig 'n gemeente wat gebore is uit die krag van die Heilige Gees. Nie omdat ons vreemde of snaakse dinge doen nie. Dit sal jy tog nooit by ons sien nie. En as jy aan ons dienste was, sal jy dit ook kan beamoen. Hierdie gemeente van ons word is vol op Sondag, en nie omdat ons 'n fenominale prediker het, of wat ons al die waarheid het nie. Nee, hierdie gemeente van ons is ook nie vol omdat ons die mooiste en die beste fasiliteite en gebou het nie, maar ons probeer regtig wat ons doen is, ons worstel ook deur die week soos jy, ons probeer ook ons nie meer beteel, ons probeer ook die regte en die beste ding doen vir almal rondom ons, maar die verskil is hier, wanneer ons op 'n Sondag bymekaar kom, is die kernwaarheid, ons getuig ons van die lewe en die boodskap en die krag van Jesus, ons plaas Jesus weer sentraal in ons midde, want dit is die sleutel tot lewe. En die Heilige Gees gee vir ons hierdie bekragtig of gee vir ons die mag om dit te kan doen. Want waar hy werk,
is onteenseglik, kan ek nie stry nie, kan ek besef, hier's iets anders in my hart, wat sê, nou moet ek na hierdie ding toe gaan, hy het iets in my hart geaktiveer, na 'n woord wat ek gehoor het, en dis hoekom die tweede wonderwerk in hierdie gedeelte, die vervulling is met die Heilige Gees. Sagaria, wat glad nie geglo het, dat hy eers 'n seun in die lewe sal bring nie, word nou bemagtig om te glo, dat hy die een wat die voorloper is, tot Jesus in die lewe gebring het, deur sy vrou Elisabeth. Dan die derde wonderwerk, wat ook broodnodig is, nog vandag, is vervulde profesie. Een van die mees kragtigste wonderwerke, van Kersfees is die vervulling van profesie. Nou as jy gaan kyk, die sameloping van dit wat in die Ou Testament geprofeteer is, word almal waar, ja en amen, in Jesus. Dit is net so oor die 300 profesie, wat oor die eeue heen, op een oomblik vervul word, maar nog nie heeltemal nie, want daar moet sekere goed gebeur. Onder andere sal Jesaja sê dat Jesus moet sterf, maar meeste van hulle kom tot hierdie crescendo, hierdie hoogtepunt oomblik, wanneer Jesus gebore word. En dis nog 'n wonderwerk, nog 'n teken dat God besig is om te werk in ons midde. So enkele voorbeelde daarvan, as ek vir jou kan uitlig, is Micha 5 vers 2, die Messias wat in Bloemfontein, in Bethlehem sal gebore word. Dis seker bitter naby aan Bloemfontein, maar Bethlehem dan nou daar in Israel, Jesaja 7 vers 14, wat sê die Messias sou uit 'n maagd uitkom, Interessant, as jy nou daai tyd gelewe het en jy hoor sulke goed, wat sal jy nou gedink het van dit? En dan Hosea 11 vers 1, God sou sy seun uit Egipte uitroep, onthou jy, hulle het gevlug, want Herodes wat die babas doodgemaak het, en toe moet Maria en Josef vlug. En dan Jeremia 31 vers 15, daar sou 'n geween wees oor die moord van die kinders, soos tydens Herodes se optrede. So al hierdie goed is geprofeteer, en elkeen van hierdie profeseë is eeue voor Jesus se geboorte, is dit alreeds geprofeteer, en het dit tot hierdie crescendo gelei, en dit bevestig nie net die identiteit van Jesus as die Messias nie, maar openbaar natuurlik ook hierdie diep persoonlike karakter van God, dat hy 'n waarmaker is van sy woord. Nou, hoekom is dit so belangrik? Hoekom bou profesie ons so? Want God is nie net 'n belofte maker nie. En ons dink baie keer, dit is die ding van 'n profesie, dis beloftes van God. Maar jy moet gou mooi onthou, hierdie beloftes het almal waar geword. God is nie net 'n belofte maker nie, maar hy is ook 'n beloftehouer. So wanneer God iets sê, is daar nie net bloot 'n moontlikheid dat dit kan gebeur of baie moontlik is nie, maar wat dan gebeur is, wanneer die Here iets sê, is dit 'n vasgestelde werklikheid dat hy sy woord gaan waarmaak. As God het gesê het, sal dit gebeur. En dis die karakter van die God wat ons dien. Maar dit gebeur nie altyd vinnig nie. Ek en jy wil hierdie mikrogolf profesie hê. Jy wil soos 'n 2-minute noodles. Nie eens 2-minute noodles vat 2 minutes nie. Jy moet nog die pakkie oopmaak en jy moet nog daai klomp, ek bedoel, dit is kitskos en dit kan nie goed wees vir jou nie. So, maar ek en jy wil hierdie profesie in 'n mikrogolf insit en dan wil ons nog daar deur die venstertjie kyk ook hoe hierdie ding besig is om te ontvou, en dis net absoluut nie hoe God werk nie. Hy het meer die stadige koker approach, die slow cooker effek, Jy weet, waar hierdie stadige kookpot besig is om hierdie kosse en die geure en die omstandighede bymekaar te bring, wat lekker is in hierdie wagtyd, en ons sien dit baie keer as 'n straf, en miskien is jy nou in so 'n wagperiode. Dis nie 'n straf nie, uit die aard van die saak, jy weet. Dis voorbereiding, sodat my karakter in lyn moet kom met dit wat die Here se plan is vir my lewe. Want dis 'n ander ding, wanneer die Here vir my iets gee, en ek is nie gereed daarvoor nie. Wanneer hy iets vir my 'n deur oopmaak, of iets op my pad sit, en ek kan nie dit wat hy in my pad sit, of op my pad lê, tot uitvoering bring nie, want ek het nie 'n volwasse karakter rondom dit nie. So ek vertrou die Here se proses. Gebruik hierdie wagtyd van die Here, sodat jou karakter gevorm kan word. God mors nie met sy woord nie. Kyk gou so saam met my net in Jesaja 55:10 tot 11, as jy nou ooit 'n Bybel het, of as jy ooit 'n Bybel het nie, as jy nou weer 'n Bybel by jou het, dan staan daar in hierdie gedeelte, so sal my woord wees wat uit my mond gaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in dit waarvoor ek dit gestuur het. Dan sê hy daar, luister gou mooi, soos die reën en die sneeu nie val sonder 'n doel nie. Nou vergelyk hy reën en sneeu wat nie net val omdat dit moet val nie, maar dit 'n spesifieke doel het. So spreek God nie sonder bedoeling nie. Jy weet, God mors nie water nie. Wanneer hy reën, al kan jy dit nie sien nie, is daar baie spesifieke doel met daardie interessante reën of sneeu by, En hy mors ook nie sy woord nie. Met ander woorde, sy woord, wanneer dit uitgaan, is doelgerig om 'n impak te maak daar waar dit bedoel is. En dan engelbesoeke.
Net so belangrik, ook 'n wonderwerk wat gebeur het. So die 4de wonderwerk daar. En die Kersverhaal is ook deurdrenk met engelbesoeke. Hoekom is dit dan nou so belangrik? Wel, engelbesoeke van Lukas 1 tot Matteus hoofstuk 2 sien ons dat hierdie engele boodskappers is, hulle is beskermers, hulle is ook voorbereiders vir sy plan. In ander woorde, dis engele wat dan nou nie as 'n randverskynsel meedien nie, maar wat nou aktief betrokke raak by die plan van God om dit te ontvou hier in ons midde op aarde. En wat interessant is, daar's 'n engel wat verskyn aan Sagaria, daar's 'n engel wat 'n boodskap bring aan Maria, daar's 'n engel wat Josef waarsku in 'n droom om te sê, pas op, wees versigtig. Daar's 'n engel wat verkondig die geboorte van Jesus aan die herders, hy kom kondig aan dat Jesus gebore is, en dan engele lei en beskerm en rig mense tydens 'n kritieke oomblik. So dit wys vir ons waar God besig is om iets groots te doen, is daar dikwels engele bediening en beskerming teenwoordig. Here is besig met iets groots. Hier is een van die grootste aktiwiteite en gebeurtenisse in ons bestek, is die geboorte van Jesus. Maar die waarheid oor engele moet ek ook miskien dalk in lyn trek hier voordat ons in 'n nuwe jaar ingaan. Die Bybel gee vir ons duidelike riglyne oor engele. Die heel eerste ding is, ons aanbid nie engele nie. Aanbidding behoort uitsluitlik aan God. Jy weet dit en ek weet dit. Ons bid ook nie tot engele nie. Dis die snaakste goed wat nou deesdae die lig sien. Ons bid nie tot engele of deur 'n engel nie. Ons bid tot God, deur sy seun Jesus Christus, né? En dan stuur hy sy engele aangaande daardie opdrag om my en jou te beskerm. So engele is dienende geeste, gestuur om te dien die wat die heil van God beerwe. Hebreërs, ek dink is Hebreërs 1 vers 14 wat dit sê. So goddelike beloftes van beskerming en leiding kan ou gaan lees dan Psalm 34 vers 8. Ek gaan nou nie almal vir jou noem nie, maar die een sê daar, hierdie spesifieke teks sê, die engel van die Here slaan laar om die wat hom vrees en red hulle. Ek dink sommer net weer aan die vrees van die Here wat weer moet terugkom in ons midde en dit wat hierdie nuwe seisoen behels. En dan wil ek miskien dalk die belangrikste 2 laaste aspekte of 3 laaste aspekte vir jou noem. Die bonatuurlike rigting. Dis 'n wonderwerk op sigself. Matteus 2 vers 2 skryf die volgende: Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en ons het gekom om hom te aanbid. Nou luister net gou, hierdie is verskriklik interessant. Die wyse manne is 'n kragtige voorbeeld van bonatuurlike rigting. Hoekom sê ek so? Want hulle moes nie net 'n teken gesien het nie, maar hulle moes hierdie teken oor tyd lank gevolg het. Om die waarheid te sê, skryf die teoloë en die ouens wat nou redelike geskiedskrywers is, dat dit wat opgeteken staan, dat hulle hierdie ster van Bethlehem, die Bethlehem ster vir 3 jaar lank gevolg. Kan jy glo? Tot waar het hy gaan stilstaan het reg bokant hierdie stal, het hulle hierdie ster gevolg. En dis my interessant, daar was hierdie konstante helderheid van hierdie teken deurgaans deur hierdie tyd, alvorens hulle by die plek gekom het. So dit sê net vir my hoe kosbaar dit is wat die Here vir ons gee. Hy gee vir ons baie keer 'n teken, net soos wat hy die ster aan hierdie wyse manne en towenaars gegee het, totale ongereddes. Kom gee hy dikwels aan my en jou ook 'n teken en ons kyk maar net pad langs. Maak of ons dit nie sien nie. Ignoreer dit wat hy in ons hart kom spreek, selfs deur sy Heilige Gees waarvan ek nou gepraat het. En dit bekommer my so 'n bietjie, dat ongelowiges die tekens van die tyd kan sien dat die Here besig is met iets enorm, iets groots, iets kolossaal in ons lewe. En hoe ons dit dan miskyk of probeer ignoreer. Maar dis letterlik wat gebeur het. Daar was hierdie konstante helderheid vir oor die tydperk van 3 jaar. Bonatuurlik, amper soos wat gebeur het in die woestyn met die vuurkolom en die wolkkolom, waar hulle hierdie beskerming gehad het, maar ook hierdie absolute teken dat God besig is om sy volk te lei. Kom bring hy hierdie manne met hulle geskenke, dis die ander punt wat ek wil aanhaal, bring hy hulle tot by die stilstand. Nou wat bonatuurlike rigting beteken? Iets van dit moet jy onthou, dat hulle het hoofsaaklik, ek dink die gebied waar hulle uitgetrek het, was Asië of Babylon gewees, waar hierdie ouens vanuit onttrek het. En nou is hulle besig vir 3 jaar lank om hierdie teken te volg, tot by waar hy gaan stilstaan oor Bethlehem. Maar iets wat jy moet onthou is, dit kon party oggende mistig gewees het, dit kon party oggende reën gewees het, daar kon verskeie omstandighede en faktore gewees het, wat sekerlik hierdie visie kon versper het van hierdie ouens wat hom volg, diligently, doelgerig na te volg. En ons lees net niks daarvan nie. Dit beteken dalk die Here het
absoluut hierdie mis laat opklaar, sodat die helderheid van hierdie teken, hierdie volgehoue rigting, hierdie bonatuurlike rigting wat hulle gekry het, net volgehoue gevolg sou wees. Die pad is verhelder, en dit beteken ook dat die Here nie opgee om vir my en jou tekens te gee in ons lewe nie. Die eerste teken is natuurlik dat sy seun vir my en jou gesterf het, sodat ek en jy kan opstaan en vir altyd kan lewe saam met hom. En hoe ons nie baie keer hierdie tekens oor die hoof sien nie. Hoe dit duideliker word wanneer ons in die moeilikheid word en nagmaal gebruik, en hoe dit duideliker word wanneer ons self kinders het en self hulle aan die Here moet toewy, en hoe die Here hierdie tekens vir ons al hoe duideliker moet maak. Dit sê vir my waar jy moet wees. Jy het dalk 'n teken gekry dat jy moet wees in Vredendal, of waar ook al jy moet wees, of waartoe jy getrek het. Jy het dalk 'n teken gekry in hierdie week wat verby is, van saam met wie jy moet loop, in die verhouding waar jy betrokke moet wees. Moet jy nie nou dalk hierdie ding verstewig nie, moet jy nie dalk nou die volgende stap doen nie, moet jy nie dalk nou trou nie. Nou praat ek dalk met iemand spesifiek aan die ander kant van hierdie lens, en wil vir jou sê, luister hier, dit is nou lank genoeg man. Moet jy nie nou die volgende stap doen en hierdie vroukie eer nie. Kom ons doen die regte goed. Kom ons gebruik die tekens wat die Here vir ons gee. En dan die ander teken ook, wat jy moet doen, Die roeping wat jy moet volg, die beroep wat jy moet volg, die besluite, die regte stappe. Die Here gee vir ons gedurig deur hierdie teken van innerlike sekerheid, dat ek en jy op die regte pad is, wat ons lei deur die Gees. Nou luister gou hoe mooi is dit, Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Ek hoor te veel vandag van kinders van God, maar wat nie deur die Gees van God gelei word nie. Die Here lei ons terug na sy hart toe in versoening. Johannes 1:18 staan daar. Hy is die enigste een wat ons uit die boesem van die Vader ontleen het. Met ander woorde, hy kom uit die boesem van die Vader, en dan kom wys hy ons wie die Vader is. Dis nou Jesus. En dan staan in Johannes 14 staan daar, hy gaan vir ons plek voorberei, sodat ons ook kan weet waar hy is. Waar kom hy vandaan? Uit die boesem van die Vader. So hy berei weer die versoeningsposisie voor, waar ons kan kom tot naby in die Vader se hart, waarvan sonde ons geskei het. Jy kan net 'n kind van God wees, as jy jou laat lei deur die Gees van God. Ek wil afsluit met twee interessante punte. Die ander ding is, die volgende wonderwerk in hierdie gedeelte is die wonderbaarlike voorsiening wat God gee aan hierdie nuutgevonde geboorte van sy seun. Dit lees so in Matteus 2 vers 11, en hulle het in die huis ingegaan, dis nou hierdie towenaars en jy weet hierdie wyse manne, hulle het die kindjie saam met sy moeder gesien, en hulle het neergeval en hom aanbid, en toe hulle skatkis oopmaak. Nou luister, jy dra nie net gewone goed in 'n skatkis nie, daar's skatte in 'n skatkis. Toe hulle skatkis oopmaak, het hulle vir hom geskenke gebring, goud, wierook en mirre. Nou, toe die wyse manne uiteindelik na hierdie geweldige reis by Jesus uitkom, bring hulle nie alledaagse geskenkies nie, maar hulle kom offer hulle beste op vir die seun van God. Die beste wat hulle het. Hulle bring skatkis geskenke. En dit laat my baie keer wonder of ek my beste doen vir die Here. Jy weet, is dit sommer net 'n vinnige, maklike dankie sê? Of kom lê ek regtig my lewe voor Jesus af? Kan hy sien dit is my beste, my skatkis geskenke? En dit was glad nie klein of geringe bydraes gewees nie, jy weet. In daardie tyd was goud, wierook en mirre van die duurste geskenke wat jy kan kry. En wat weet ons van Josef en Maria? Jy weet, die heel eerste ding wat jy vandag sou hoor is die engel sou gesê het, Maria, jy gaan swanger raak, sou gesê het, weet jy wat dit kos om swanger te raak? Het jy enige idee? En selfs in ons eie gemeente is daar sulke kosbare jong mense wat swanger geraak het, en waar die Here in absolute voorsiening vir die twee jong mense gestaan het. Hulle weet nou presies wie hulle is. Maar so doen die Here wanneer hy 'n goddelike oomblik bestel, soos wat sy seun aarde toe sou kom, dan is hy ook die een wat die rekeninge betaal. Nou weet ons van Maria en Josef, hulle was arm gewees. Werklik, vra jy vir my, hoe weet ek hulle was arm gewees? Wel, ons leer dit uit die woord, nee? In die woord staan nou, met die toewyding van Jesus by die tempel, is die offer wat hulle kon bekostig 2 tortelduwe. Nou 2 tortelduwe is die offer van die armstes op grond van die wet. Hulle kon nie beter gee nie, hulle kon nie meer gee nie. En God het egter nie sy seun 'n toekoms van armoede oorgelaat nie, en dis ook nie sy hart vir jou vanoggend nie.
Jy gaan kry so 'n knop in my keel as ek daaroor praat, en dis nie dat ons net agter geld aanjaag nie, maar weet jy wat, die Here het vir jou 'n toekoms gegee. Hy roep jou tot ver meer, as jy net bereid is om hierdie stem, hierdie Heilige Gees ingesteldheid, hierdie hart na God toe terug te draai, sodat hy vir jou kan gee uit die oorvloed van sy skatkamers, dit wat hy vir jou beloof het. Hy het jou nie oorgelaat in hierdie wêreldse armoede, en emosies en finansies nie, maar hy wil vir jou ver meer gee, as jy net wil ophou om dit te jaag, en die koninkryk eerste te stel. Nou hierdie goud, wierook en mirre moes die voorsiening wees vir die vlug na Egipte toe, vir hierdie gesinnetjie. Maar nie net dit nie, dit het ook voorsien in Jesus se grootwordjare, hierdie goud, wierook en mirre. Maar nie net dit nie, dit het hom ook bygestaan in sy aardse bediening, want waar hy gekom het, moes hy vir 'n paar mense sorg. Wat Maria en Josef nie in kon voorsien nie, het God mildelik in voorsien. Die absolute kosbaarheid van die voorsiening van God. God het bonatuurlike voorsiening voorsien. Hy is nie die een wat voorsien nie, maar die een wat vooruitsien. Alles wat ons sal nodig hê. En daarom, as ek Jesus het, het ek alles. As ek sy seun het, dan het ek die wysheid van God, as ek vashou aan sy woorde en sy lewe. Nou, dis 'n kragtige beginsel, dat God op sy tyd, en sy eie bron voorsien in my en jou behoeftes, wat my bring by die volgende, en miskien dalk die laaste wonderwerk, drome en gesigte. Dit kry ons nie deesdae meer baie wat mense daaroor praat nie, maar die Kersverhaal eindig nie net by voorsiening nie, maar dit gaan verder na goddelike openbaring, nee, met ander woorde, iets meer. Wat moet ek sien? Hier's 'n kind gebore, hier sit jy in 'n werk, jy sit in 'n posisie, jy sit in 'n situasie. Is this as good as it's going to get? Dis die vraag wat jy afvra. Hier sit jy om 'n kerstafel en al jou geliefdes is om jou en dis lekker en jy kuier lekker saam. En my vraag is net, is dit waaroor alles gaan? Nee. Daar's ver meer, sê Efesiërs 3:20. Nee. Dan staan hier in Matteus 2:12, en nadat hulle in 'n droom gewaarsku is om nie na Herodes toe terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs land teruggegaan. Dis die eerste keer, hierdie bonatuurlike leiding van drome en gesigte. Die ander ene is natuurlik ook Sagarias se ontmoeting met 'n engel, waaraan hierdie gesig beskryf word, wat presies hulle vooruitsig gaan wees met Johannes wat gebore word. Maar die Nuwe Testamentiese belofte in Handelinge 2 vers 17 sê, in die laaste dae, en ons lewe in die laaste dae, as jy nog nie bewus is daarvan nie, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Dit staan net so, dit is in die Grieks ook, alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Hierdie belofte beteken, 1, God se openbaring is nie beperk net tot 'n paar nie, net tot die uitgesoektes nie. Want dis nie wat die teks sê nie, die teks verleen hom nie daartoe nie. Maar hulle wat werklik by die Here is, dit sal dan nou die uitgesoektes wees. Hulle wat regtig by die Here is. Nee, elke gelowige mag leef met 'n goddelike visie. Dis die ander belofte. Dat jy nie net hoef, you don't have to feel your way around. Jy moet nie net jou weg uitvoel nie. Fake it till you make it nie. Eerder faith it till you make it. Met ander woorde, bly in geloof totdat jy dit sien, want God het 'n goddelike visie vir jou lewe. Gaan sit en vra en bid en vas en soek dit by die Here, by sy aangesig en sy voete. En ons is nie vasgevang in ons huidige omstandighede nie. Ek kan sê, Here, ek sien nie nou verder as my neus nie. Wat moet ek sien? Dis wonderlik, Jesus is vir my gebore, hy is ook vir my gekruisig, maar ek sien nie nou verder as wat ek behoort te sien nie. Here, kom vat my asseblief so eentjie uit hierdie prentjie uit en wys my die groter prentjie. 'n Droom van God stel jou in staat om bo jou omstandighede te leef. Die hartseerste ding vir my, as mense wat net leef om te oorleef, maar nie met 'n droom in die hart leef, om te doen wat die Here jou geroep het om te doen nie. Ek is seker daar moet vir jou meer wees. En ek glo, van al die ou voorspellingkies wat jy gaan maak, en die ondernemings wat jy nou gaan hê in 2026, wil ek hê, een van hulle moet wees om te gaan hoor wat die Here se hart is vir jou in 2026. Waar jy moet inskakel, waar jy moet betrokke raak, om sy goddelike doel vir jou lewe tot uitvoer te bring. Want ons leef nie meer uit nood uit nie. Ons leef nie meer uit impuls uit nie, nee, uit emosie uit nie. En ons leef definitief nie uit frustrasie uit nie, want daarin is daar geen genade nie. Maar God roep ons om ons vanuit Jesus
'n goddelike visie uit te leef, as lig en sout vir hierdie wêreld, sodat ons nie net diensknegte sal wees nie, maar kinders sal word, teknon, kinders sal word van die Allerhoogste God. Nie net hierdie jaar gaan my jaar wees nie, maar hierdie lewe is toegewy aan 'n droom wat die Here vir my gegee het. En in hierdie jaar gaan ek my goed in plek sit, sodat ek hierdie droom wat die Here vir my gegee het kan uitleef. Ek kyk so in samevatting, dit wat ek vir jou wil, wens, in samevatting, ek en Monica en ons bestuursgroep van die Kompas familiegemeente wil jou regtig 'n geseënde 2025 Christusfees toewens. In die laaste 2 wonderwerke van Kersfees leer ons, God voorsien wat jy nie kan voorsien nie. Hy openbaar wat jy nie kan sien nie. Maar hy voorsien aan jou 'n pad, en hy voorsien 'n visie om op daardie pad te loop. En as jy regtig hom vertrou, dan sal hy vir jou 'n deur oopmaak na die ewigheid toe, wat jy die beste lewe nou reeds begin leef, totdat hy weer kom. Dis my hart vir jou. Ek wil vir jou bid en regtig vra dat die Here vir jou goddelike insig sal gee. Jy het nou gesien in 'n klein situasietjie wat gebeur het in 'n weggesteekte dorpie, Bethlehem, voorsien die Here die brood wat die wêreld sal voed. Jy's die antwoord vir die mense rondom jou. En jy bid kliphard vir 'n antwoord. Ek dink jy moet gaan inprop in die ware kragbron, sodat die krag van God deur jou kan vloei, en dat ek en jy begin sout en lig word. Die antwoord vir die wêreld wat gebroken is rondom ons. Nie net is Jesus gebore nie, maar hy is ook in my gewederbaar. Hy is gebore sodat ek gewederbaar kan word. Luister, as jy nie weet wat wedergeboorte is nie, moet nie nog wag nie. Kontak my gerus, sodat ek en jy dit kan bespreek. Maar die ding is jy moet van bo en nuut gebore word, opnuut. Sodat hierdie goed waarvan ek nou hier praat, nie net 'n wow is nie, maar 'n deel van jou elke dag se lewe. Want hy het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun nie gespaar het nie. Hierdie seun wie se geboorte ons nou vier, nie gespaar het, sodat jy en ek ewig saam met hom kan wees nie. Kom ek bid saam met jou. Vader, om etenstafels by families en samekomste reg oor Suid-Afrika, om bid ek u goddelike seën, u goddelike visie, die uitstorting van die Heilige Gees wat Christus in ons midde kom bevestig as die essensie van dit waarmee ons besig is. Here, dankie dat hierdie voorsiening is in alles wat ons nodig het. Ek kom bid om by u te vra dat mense versterk sal word met die hoop van heerlikheid, wat sonder ons, u nooit sal sien nie. Die hoop van heerlikheid in ons midde is Christus Jesus, in en onder ons. Vader, ek bid vir herlewing in die Matsikama streek. Ek kom vra dat u ons as gemeente eerste sal aanraak, Here, sodat ons diensbaar kan wees as lig en sout van die mense rondom ons. Ons eer u in elke opsig en vra ook dat die familie sal versoen in hierdie tyd, dat daar 'n nuwe gees van versoening sal wees. En as ons vra, hoe is dit moontlik? As mense dit vra, sal ons net kan antwoord deur u Heilige Gees. Ons bid dit nie net uit verdienste nie, Here, wat ons verdien niks. Maar ons vra dat u ons genadig sal wees in hierdie tyd. In Jesus se kosbare naam. Amen. Mag jy 'n kosbare Christusfees beleef. 'n nuut gevonde vestiging van die hoop van die Here in jou lewe. Maak asseblief met ons kontak en laat weet hoe ons jou kan dien en bedien en sommer net saam met jou kan bid in hierdie tyd. Ek weet dis 'n moeilike tyd vir baie mense en ons sal graag met jou wil kontak maak. Sy genade, sy vrede en sy seën oor jou lewe. Totsiens.